cannot find you. So I will keep on seeking, even if I don't understand. I will continue seeking your face, even if everything doesn't make sense. I will keep running, oh I will not quit, I will not get tired. I will keep on running, keep on searching, keep on pressing in. 'Cause in moments like this, when I am so aware of your presence, that I get excited about the journey. 'Cause you would have told me to seek you if I could not find you. So I will run. I will run the race my heart set upon. Awesome. Jesusie, ek like 'n kerk wat kekkel. En leefstyl kerk kekkel lekker. Ons lyk nie net goed wat ons eet so goed nie, ons lyk so goed wat ons kekkel ook so goed, nê. Al is dit koud. Wie kry koud vanmôre? Kry julle almal koud? Musiekfabriek, gaan julle ons aan die warm kan sing? Jy weet dat ons kan hitte kry. Is julle reg? Ons gaan oefeninge doen. Daar sê. Nou ek wil vir almal sê hierso baie welkom. Ek hoop werklik dat julle die diens saam met ons geniet. Maar ons het vandag 2 verjaars daar, eintlik 3, want dis 'n tweeling. Adrian en Dylan daar by die kinderkerk verjaar en hulle word 18, so happy birthday aan hulle. En Casey daar in die middel, sy verjaar ook vandag. Woehoe, Casey, happy birthday. Fabriek, gaan julle happy birthday sing? Verseker. Dat sy net 'n gitaar kry. Jy weet, dit gebeur nou as 'n mens baie kekkel, dan is jy nou nie op jou plek nie. Happy birthday. En julle wil nie hê ek moet sing nie, want o, suster, in die kinderkerk kan ek sing, maar nie hier nie. Gooi hom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Casey. Happy birthday to you. Awesome. Ag, aan almal wat die week verjaar het, happy birthday. En dis 'n dag in jou lewe wat jy kan vier en dis 'n dag wat jy kan net sê, nog 'n dag is by my lewe gevoeg en dit is goedheid en guns, nê? En elkeen van ons wat hier so is, wat vanoggend kon opstaan en uit die bed uit klim, dit is ook goedheid en guns, dis 'n voorreg, dis 'n wonderwerk, nee, want enigiets kon gebeur het. Ons wil vir, Tannie, nou het ek jou naam vergeet. Wat is jou naam nou weer? Tannie Daisy sê, baie welkom terug, dit is 'n ou kykin, wat jare terug hierso was, en nou is hy weer terug hierso by ons is vir haar sê, Tannie, baie welkom hierso, ons vertrou jy gaan 'n familie vind, en sommer net lekker inskakel. Is hier iemand vanoggend wat goue getuienis het? 'n dankbare hart het? Sy, niemand wat 'n getuienis wil sê nie, iets goeds nie? Nie vandag nie, okay, dis okay. Ek sal. Daar sê dankie, ons moet getuig. Ek wil net gou vertel hoe groot is die Here vir ons. By ons besigheid is brandstof 'n groot uitgawe, 'n groot uitgawe. En die prys, Ja. wat dit nou tans is. Ja. En my manlief is 'n proaktiewe ouetjie en lankal begin hy droom oor hierdie ding van ons moet elektries gaan. Julle toe ons 'n big boy wat elektries is gekry en dit, jy kan nie glo, maak net so, Right. En hy werk 32 sent 'n kilometer werk hy uit. As 'n battery pap gaan, dan sit jy op die seller en hy charge en dan hy weer en hy En ons kan al om die pot, ek wil amper sê verniet aflewer. En ek eer die Here dat hy vir ons daai deur oopgemaak het om proaktief te dink, sodat ons ook kan wen in die proses. Amen. Nou daai, toe ek in China was, ry hulle mos skootertjies, en dis elektriese skootertjies. Nou as jy nou so loop, jy hoor nie,
nie inkom nie, jy hoor nie. Ek het gesê, dis silent ninjas hier verby my. Maar toe ek begin skooter ry, julle was dit nou vet pret. Nou soek ek 'n skootertjie vir Jason gesê, jy moet vir my een import van China af. Sê, mami, ons koop net vir jou een in Suid-Afrika, maar dis nou vir jou 'n ding wat ek graag wil hê. Man, dis nou vir jou 'n ding. Dan die stoof, kom open vir ons die diens vanoggend asseblief. Nou ja, laat ons swee in die Heilige Gees in. Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om vanoggend in u huis te kan wees, om te kan weet dat ons hier 'n ontmoeting met u gaan hê, dat u vir ons hier gaan ontmoet vanmôre op 'n wonderbaarlike wyse, en daar waar iemand sit op hierdie oomblik wat pyn het, ek voel dit in my hart, Here, vra ek vanmôre, raak daar die persoon aan op hierdie oomblik, laat daar verligting sal kom, en ek vra, Here, dat u Heilige Gees ons hier sal vol vanmôre, en u Heilige Gees ons sal warm maak, dat ons kan weet, dat u is op die troon, u is ons koning, en ons gee nou oor aan u. Dankie, Here. Amen. Nou toe, Leefstyl familie, ek nooi julle om nou saam met my te staan, en terwyl jy nou so staan en vorentoe kom met jou tiende en offerhande, groet sommer die ou in die paadjie waarby jy verbyloop, wat jy nou nog nie vanoggend hallo gesê het nie. Musiekfabriek, is julle reed om ons te bedien? Ons is reg. Laat ons worship. Amen. Lê die palmtakke neer, maak die weg vir hom gereed. Want kyk, ja kyk, ons koning kom, en ja hy kom. Blaas die bassyn en slaan die drom, hef jou hande op na hom. Want kyk, ja kyk, ons koning kom, en ja hy kom. Gaan vertel die hele wêreld, roep net uit voor al die berge, kyk, kyk hy kom. Kyk ons koning kom, op die wolke kom hy neer. Kyk ons koning kom, saam die engele kan hy neer. Kyk ons koning kom, lê die palmtakke neer. Kyk ons koning kom, maak die weg vir hom gereed. Lê die palmtakke neer. Lê die palmtakke neer, maak die weg vir hom gereed. Want kyk, ja kyk, ons koning kom, ja hy kom. Blaas die bassyn en slaan die drom, hef jou hande op na hom. Want kyk, ja kyk, ons koning kom, ja hy kom. Gaan vertel die hele wêreld, roep het uit voor al die berge, kyk, kyk hy kom. Kyk ons koning kom, op die wolke kom hy weer. Kyk ons koning kom, saam die engele daal hy neer. Kyk ons koning kom, lê die palmtakke neer. Kyk ons koning kom, maak die weg vir hom gereed. Ons het 'n verwagting wat geen ander geloof het nie. Want ons koning kom, en as hy sê hy kom, dan kom hy, Stefan. Hy kom vir jou en hy kom vir my. En mag nie een van ons dit mis nie, nee Elmer.
Holy Trinity, I live through you. You live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the only one. You are the Holy Trinity. I live through you. You left me, and you lift me up, and you give me strength to live my life right through the end. And you lift me up, and you give me strength to live my life right through the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the only one. You are the Holy Trinity. You live through you. You live in me, and you lift me up, and you give me strength to live my life right through the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the only one. You are the Holy Trinity. I live through you. You live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the only one. You are the Holy Trinity. I live through you. You live in me. You are the Father. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the only one. You are the Holy Trinity. I live through you. You live in me. Lord, we love thee. Lord, we love thee. We love you, we love you, we love you. Kurabayento yo sarabayestamante. Love thee, Lord, we love thee, Lord, we
love you, Lord. We love you. Here, dankie vir die voorreg vir musiek wat ons net kan sê, Lord, we love thee. We love you, we love you, we love you. Here, wie is daar soos U? Wie kan met U vergelyk word? We love thee, we love thee, we love thee. Lord, we love thee. Kom ons sing dit weer vir hom. Lord, we love thee. Lord, we love thee. Lord, we love thee. We love thee. Lord, we love thee. Lord, we love thee. Lord, we Heilige Gees, kom raak ons net aan volgende in Jesus se naam vra ons dit. Come and touch us, Lord, as we wait upon you. As I stand and wait upon you, Lord. As I stand and wait upon you in the silence of your throne, I long to feel
as I stand and wait upon you in the silence of your throne. I long to feel your touch, Lord. I worship you alone. I kneel before your mercy seat. I hold on to that grace that allows me to stand here and look upon your face. And I cry, touch me, Lord, fill me, Lord. I long to feel your power. Breathe on me, show your glory. This is my desire. I cry, touch me, Lord, fill me, Lord. I long to feel your power. Breathe on me, show your glory. This is my desire. I cry, touch me, Lord, fill me, Lord. I long to feel your power. Breathe on me, show your glory. This is my desire. Touch me, Lord. 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 Dankie, Here. O, Here, dis wat ons vanoggend, Vader, in die huis voor ons, Here, om net op daai plek te wees waar ons kan sê, touch me, Lord. O, Here, ons het nodig om vanoggend net daai aanraking te ervaar, Here. Vader, om net te weet vanoggend, Here, ons is nie alleen, Here. Vader, maar ons staan vanoggend in U teenwoordigheid, Here, wetend, Vader, dat U vanoggend gereed is om ons aan te raak, Here. Vader, ek sê dankie, Here, dat ons vanoggend, Here, daai aanraking vat, Here, dat ons vanoggend ons volmaakte genesing vat in Jesus naam, Here. Vader, dankie, Here, dat U ons vanoggend net losmaak, Here. O, Here, dat ons vanoggend daai vryheid kan ervaar, Here. Here, Vader, net die gedagte om net voor U te staan en te weet, Here, Vader, ons kan net uitroep, touch me, Lord, touch me, Lord. O, dankie, Jesus. Dankie, Here, dankie, Here. Dankie, Here. O, Jesus. Here, raak ons vanoggend, Jesus. Raak ons vanoggend, Here. Amen. Yes, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Amen. Oh, yes, Lord. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie. Amen. Amen. Ja, Here. Dis wat ons vra volgend, Here. Here, wys ons volgend, Jesus. Amen, Jesus. Oh, yes, Lord. Amen.
Dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Dankie Jesus. Amen. Amen. Oh Jesus. Net U Here. Net U volgend Here. Vader, om net so U Gees te ervaar volgend Here. O Vader, Here, vat ons na die plek toe, Here. Dankie Here. Dankie Here. Kom o Heilige Gees. Amen Jesus. Amen. Yes Lord. Dankie Here. Oh Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Oh, dankie Here. Kom Heilige Gees. Oh, kom o Soete Gees. Dankie Here. Yes, Jesus. Oh, Vader. Yes, Lord. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Oh, Here. Oh, Here. Oh, Here. Yes. Yes, yes, Lord. Dankie, Here. Oh, Jesus. Kom, o Gees. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, Jesus. Oh, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen, amen, amen. Yes, Lord Jesus. Oh, Jesus. Amen, amen, amen. Oh, yes, Lord. Amen, Jesus. Amen. Amen, amen, Jesus. Oh, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Swag op Jesus. Swag op U, Here. Amen. Yes. Amen. Oh. Yes. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Vul ons met die krag, Here. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord, yes. Vul ons met die krag. Vul ons met die krag. Amen. Ons nou. Amen, Jesus. Ek staan bruikbaar. Bruikbaar en gereed. Jesus. Staan ons voor U. Dankie, Here. Stuur ons. Dankie, Here. Dankie, Here. Stuur ons, Here. Ek staan bruikbaar. Dankie, Jesus. Dankie, Bruikbaar Here. en gereed. Staan ons voor Amen, U. Jesus. Yes, Lord. Stuur ons nou. Amen, Jesus. Vader, help ons dat ons vanoggend werklik dit kan sê, Here. Bruikbaar vir die Gees. O, dankie, Here.
Ek wil graag net 'n woord deel wat die Here in my gees plaas, dat jy gedink het die storm is te groot. Maar vanoggend wil die Here vir jou sê dat hy kom vanoggend en hy gaan jou uit die storm uithaal. Hy gaan nie die storm stil maak nie, hy gaan jou uit die storm uithaal. Hy gaan jou op die plek sit waar jy weet, die Heilige Gees kan jou vrede gee, kan jou rustigheid gee. Hy kan jou nuwe krag gee. Hy kan herstel wat die wêreld afgebreek het. Al wat hy voorwag is net dat jy in gehoorsaamheid na hom toe sal gaan. Vader, Here, ek bid dat ons vanoggend bruikbaar sal wees vir die Gees. Ek bid dat ons vanoggend, Here, geloof sal hê wat vrug dra, Here. Vader, dat ons nie dooie woorde sal hê nie, Here. Vader, is so maklik om met woorde te sê, ek is lief vir U. Here, maar daar moet dade by daardie woorde wees. Vader, en ek bid, Here, dat U dit sal herstel, Here. Vader, dat ons op die plek sal wees, dat ons weet, Here, ons gaan nie net 'n pad stap, waar ons vir mense sê wie ons is of wat ons doen nie, maar dat hulle sal kan sien en die Gees van God sal ervaar. Here, ons gee vanoggend oor, Here. Vader, ek bid U soewereine wil oor hierdie huis, oor hierdie woord, Here. Vader, niks in my nie, maar alles in U, Here. Vader, wees U die voorloper, Here. Ek bid dat U vanoggend geestelike ore en harte sal oopmaak. Ek bid, Here, dat U denke sal vernuwe, Here. Dat ons nie vanoggend sal vas staan in wat was nie, maar dat ons in gereedheid sal wees in dit wat U vandag vir ons wil dien. Here, ek bid vanoggend vir iets nuuts, Here. Vir iets nuuts is my gebed in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Ons kan hom net weer stamp daar. Hey, tjoe. Sit net die speaker af en aan. Daar ene. Ek dink dit is hy. Askies. Ek het gedink Erie wil opstyg. Ek gaan net kyk. Kan net daai Frans, jy kan net daai 2 drade daar agter druk. Vir hom aansit. Ja, los daai. Hy sal hier. Amen. Nou is almal wakker. Ho. Los hom maar net af. Ons gaan in die kant. Amper gevoel of jy almal 'n kiete op ons is. Ha! Wel, as iemand nie wakker geword het nie, weet ek jy's nou wakker. Die een ding wat ek net besef, Satan dink partykeer dat hy ons kan onderkry, maar weet julle wat? Klank is net 'n bysaak. Op die einde van die dag gaan dit oor gehoorsaamheid. En as ons op 'n plek is waar gehoorsaamheid vrug dra, wil ek vir jou sê, is daar hoop. Maar as ons op die plek is waar ons nog vashak, want jy sien, geloof wat vrug dra, kan ook oorgedra word. Maar as geloof nie vrug dra nie, kan niks gebeur nie. Dis iets wat jy oor praat, en almal raak opgewonde, maar niks gebeur nie. Nou ek weet nie van julle nie, ek wil resultate sien. Ek kan nie iets doen,
en die resultate sien nie, van nou ook op. Miskien is ek net 'n slegte sportsman, maar raai wat, dit is net hoe ek aan mekaar gesit is. Ek verstaan nie hoe ouens op 'n dieet gaan vir weke en dan sien hulle niks nie en hou hulle aan om niks te eet nie. Ek is heeltemal te lief om enigiets te eet. So ek sal eerder 10 keer harder oefen om op te maak. Maar raai wat, even as jy oefen, wil jy tog resultate sien. Raai wat, geloof is dieselfde. Hoe meer jy geoefen word in geloof, en jy die vrug begin ervaar, hoe makliker raak het om aktief te raak. Hoe makliker kom 'n mens op 'n punt waar jy kan sê, Here, ek besef nou, U het groter planne. Ek weet dat ek geroep is vir iets groter. Maar ek wil volgende vir jou vra, glo jy dat jy geroep is vir iets groter? Of het jy vrede gemaak met jou omstandighede? Jy sien, want ongelukkig is dit wat gebeur met ons. Ons maak vrede met omstandighede. Nou, ek is baie sleg met dit. Ek is jammer. Ek hoor 'n nee, en dan, as jy doodseker is nee. En môre gaan ek jou weer 'n keer vra. En raai wat, oormôre gaan ek jou weer vra. Want wanneer 'n nee uitgesit word, en dit is nie oortuiging wat saam met dit gaan nie, dan breek ek nie my kop daaroor nie. Jy sien, vir my gaan dit oor oortuiging. Ek moet die oortuiging ervaar in my hart, dat God werklik, as dit nie vir my is nie, maak hy 'n deur geheel en al toe. So ons moet op 'n plek kom waar ons kan sê, ek gaan nog dit probeer, of dit probeer, of dit probeer. Ons moet net nooit ophou nie. Hoeveel van ons gooi handdoek in nog voordat ons eintlik die resultate ervaar het? En raai wat, dan is dit so maklik om te sê, jy verstaan nie hoe moeilik is dit nie. Kom aan ouens, die lewe is moeilik. Nêrens in die woord het hy vir ons gesê, iets gaan maklik wees nie. Nee, inteendeel het hy ons gewaarsku. Maar jy sien, ons het onder hierdie dwaalding gegaan waar ouens vir ons enige nonsens vertel en hang ons dit aan. Daar's net een waarheid en dis die woord van God. Ek sê volgens sê ek vir ouens in die bidkamer, Vrydag aand sing hulle 'n liedjie. En vanoggend word ek met daai liedjie, dis asof dit net in my gees ingeprint is. En ek sê, Here, ek wil altyd die Heilige Gees hê, maar hoekom wil U so pertinent dit vanoggend vir my oopmaak? En weet jy, ek kry hierdie skrif in Handelinge 4:31, hy sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En toe hulle gebid het, jy sien, gebed verander sake. Jy sien, ons het nodig om in gebed geanker te raak. Ek praat nie van die gebed wat jy doen met hierdie lang lysie. Jy begin by jou oupa en jou ouma en elke liewe. Nee. Hierdie is nie die gebed van jou ingroei toenaals nie. Hierdie is die gebed van verandering. Dis die gebed van die vuur. Dis die gebed van vrug. Jy sien, ons kan net gehoorsaam raak as ons in daardie ding begin ingaan en sê, Here, ek wil U vrug ervaar. Ek wil die Heilige Gees ervaar. Raai waar gebeur dit? Gebed. Ouens, hoe meer jy met God begin praat, hoe meer gaan God met jou begin praat. Ek luister hoe mense sê, ek hoor niks, want jy vra niks. Dis maklik. Jy kan net iets hoor, as jy met hom besig is. Maar jy sien, ons is as gewoonte Christene, is ons op 'n plek waar ons net een ding kan doen. Ons gebed beteken om te vra, Here, ek het dit nodig, Here, ek het nie die nie. Wanneer laas het jou gebed begin en geëindig? Here, U is so groot.
Vader, ek kan nie glo vir die guns wat ek het nie. Want weet jy wat, dit gaan nie oor wat jy besit nie, dit gaan oor die asemhaling wat jy het. Dit gaan oor die voorreg om jou oë te kan oopmaak. Dit gaan oor daardie hartklop wat jy het, wat baie mense nie het nie. Jy sien, ons het nodig om uit hierdie ding uit te beweeg en te sê, Here, dankie vir meer. Maar jy sien, dis waar ons op die plek moet kom, waar gebed 'n anker moet wees. Ons kan vanoggend, kan ons die tema geloof wat vrug dra, vasmaak. En ek wil vir jou sê, daai tema kan net iets vir jou beteken, as jou gebed aktief is. As jou gebedslewe met die Here gesond is, kan radikale goed gebeur. Jy sien, Handelinge 4, vers 31, kan iets radikaals vir jou doen. Maar jy het nodig om te begin inkoop in die woord van God. Nie in wat mense sê nie, in wat God sê. Ouens, ek wil vandag vir julle sê, dis awesome om verskillende platforms te hê. Maar as hierdie nie jou hoofplatform is nie, hierdie is die begin en die einde. Nie daai klomp platforms, hierdie ou sê dit, ek hoef nie meer dit te doen nie. Ag, ek hoef nie skuldig te voel nie. Dis, hulle noem dit nie meer sonde nie. Surprise, sonde is sonde is sonde. En as jy eers begin redeneer oor die dan soms verkeerd. Kom aan, dit vat nie 'n baie slim ou om dit uit te figure nie. As iets jou pla, beteken jy moet dit nie doen nie. Dit help nie jy hou aan, ek wonder of dit verkeerd is, regtig? Weet wat my bang maak is, ons het ons kinders groot gemaak met al hierdie reëls, en lyk my ons as ouers het die reëls vergeet. Want nou maak ons los van alles wat ons vir hulle gesê het, wat hulle mag en nie mag doen nie, en nou regverdig ons net alles wat ons doen. Ag man, mense maak te groot ding daarvan. Jy moenie worry oor mense nie. Jou bekommernis moet wees oor, wat sê God die Vader, van waar jy is, wat jy doen, hoe jy optree. Ouens, dis waar die belangrikheid inkom. Het jy 'n kritiese oog? Jy sien, want 'n kritiese oog is 'n baie gevaarlike ding. Ek wil vir julle sê, in die kerk vandag, is dit 'n kritiese oog wat eintlik al jou gawes wegvat. Want wanneer jy 'n kritiese oog het, kan God nie in jou werk nie. Want jy soveel kritiek, jy sien niks raak nie, jy ervaar nie die vrug nie. Nou, hy sê so, 'n boom word aan sy vrugte geken. Ek wil volgens vir jou vrou, lyk jou boom. Het jy appels en pere aan een boom? Kom aan man, 'n boom dra of dit, maar ons is so in die wêreld vasgehang, dat van ons bome dra verskillende vrugte. Ons is onseker van watter een is watter een. Jy sien, ons moet terugkom op die plek waar ons sê, Here, herstel hierdie boom. Vader, miskien is dit omdat my wortels nie gesond geanker is nie. Maar hoor gou wat sê in Jakobus 2 vers 17. Want jy sien, geloof sonder dade is dood. Nou in die 83 vertaling sê hy, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Geloof wat net op die tong is, beteken absoluut niks. Jy sien, geloof moet dade hê. Dis so goed jy vertel iemand, hierdie week gaan ek begin draf. Maar ek moet net nog gaan tekkies koop. Jy gaan nie begin draf nie. Gaan koop eers die tekkies en kry alles in plek. En maak seker die koue gaan jou nie afskrik nie. Want ek luister ouens, ek was gereed en toe ek uitgaan. Dis so koud. Raai wat jy het 'n oggend en 'n middag. Is dit nie hoe geloof ook werk nie? Ag, weet jy wat, ek het nie hierdie nodig nou nie, want ek gaan in die kerk sit en koud kry. Ek weet nie van julle nie, ek kry warm in die kerk. En dan vra ons met heaters aansit. Waar is die Heilige Gees, ouens? Jy sien, as jy in worship was, en as jy aktief besig was om die vuur van die Gees toe te laat,
gaan koue die laaste ding wees wat eers hier inkom. Ons het op die plek wees waar ons net sê, Here, ons is toegemaak onder die bloed van Jesus Christus. So waar jy gaan, sal jy veilig wees. Waar jy loop, sal jy weet, jy's nooit alleen nie. Maar jy moet weet, hoekom en waarom. Jy sien, Jakobus leer ons dat geloof nie net 'n kopkennis is nie. En ek dink, dit is nogal 'n probleem. Want baie van ons het soveel gestorie bo, maar ons het dit nooit gefilter hiernatoe nie. Nou ek wil gou vir jou, ek is glad nie 'n komputer ou nie. Maar ek wil dit vir jou sê, 'n skerm beteken niks as die harddrive nie werk nie. Die harddrive moet aktief wees vir daai ding om iets te kan doen. Nou raai wat, ons as mens, hier is ons harddrive. Hierdie is net ons skerm. Maar as jou harddrive nie in lyn is met God nie, as jou dade dood is, wil ek vir jou vanoggend sê, het ons 'n probleem. Ons kom op 'n plek en ons het hierdie honger, en ek luister net, oral waar ek gaan, almal raak so opgewonde oor Pinkster. Maar jy wil nie regtig, niemand wil regtig uitbrei oor wat hulle wil hê nie. Daar's net een ding vir Pinkster, is die uitvloei van die Heilige Gees, die vuur van die Gees. Maar ergens het ons honger opgedroog. Want weet jy wat, ongelukkig, die kerk van vandag het op 'n plek gekom, waar ons bang is, dat ons dalk nie gaan weet, hoe ek optree of wat ek doen nie. Ek wil vir julle vanoggend sê, die God wat ons aanbid is 'n God van orde. Hy sal jou in die gees laat val, hy sal jou in tale doop, hy kan doen net wat hy wil, maar daar sal altyd orde wees. En daar gaan altyd 'n aanslag op dit wees. Maar jy sien, dit gaan oor ons as medegelowiges. As iets nie in lyn is nie, wat doen ons? Ons bid. Ons gaan net terug na daai vers toe. Want gebed verander sake. As iets uit lyn is, Here, Vader, dit wat ek nou ervaar, Vader, as dit nie van U is nie, bid ek dat U dit nou kalm maak, ek bid dat U dit stop. Maar jy sien, ons het op 'n plek gekom, dat hierdie ou moet die ringmonster wees. Ek wil vandag vir julle vertel, hier is nie 'n sirkus nie. Die huis van die Here is daar nie 'n ringmaster nie. Daar's God die Vader. Jy sien, God die Vader is in beheer. Hy bepaal wat hy wil doen in sy huis. Nie 'n mens nie. Nie 'n program nie. Nie dit wat ons, nee, maar dit moet gebeur en dit, nee, al wat moet gebeur, is die uitvloei van die Heilige Gees. Here, ons wil net U ervaar. Ons wil net U uitloop, anders as wat ons ingeloop het. Want anderste het niks gebeur nie. Maar jy sien, ons het nodig om daai hongerte te vergroot. Ware geloof verander hoe jy leef. Nou hoor jy, so ek het net so 'n paar punte. Jy vergewe anderste. Ek weet nie hoekom nie. Sê, jy kyk nie meer vas in die detail nie, want jy kyk nou op na die Here toe. Here, ek vergewe. Jy help mense in nood voor hulle vra. Sien, dit maak 'n groot verskil. Want nood staan net uit as God met jou praat. Maar as iets na jou toe kom, ek sê altyd, ek is 'n rentmeester, so ek kan nie net gee as God nie vir my sê ek moet nie. Of wie voor my staan, sê Heilige Gees nie my hart oopmaak om te saai nie, kan ek nie saai in onvrugbare grond nie. Want môre gaan ek sê, Here, ek verstaan nie, ek het dan gegee, het ek vir jou gesê jy moet gee. Jy sien, die Heilige Gees is so skerp, hy sê jou oortuig, wanneer en hoe en hoekom. Ons moet gehoorsaam word aan die woord van God. Nie aan die weergawe wat ons hoor nie, aan die woord van God. Wanneer ons gehoorsaam is aan sy woord, verander die diepte. Jy sien, ons moet anders te leef as die wêreld. Hy sê dit tog in Romeine. Maar ons het so gewoond geraak, om maar net, ek wil nie anders te wees nie. Ek weet nie van jou nie, ek love om anders te wees. Ek wil nooit wees soos die ou langs my nie, want anderste, dit gaan vervelig raak. Imagine ons het dieselfde haarstyl, dieselfde klere, dieselfde manier,
Dit moet boring wees. God gee ons die vermoë om keuses te maak. Nou ek wil vir julle sê, toe ek my vrou ontmoet, dit was soos olie en water. Ons het niks dieselfde likes gehad nie, behalwe vir mekaar. Is dit nie weird nie? Die Here het 'n sin vir humor. Hy vat jy na iemand toe wat jy dink, ons gaan nooit oor die weg kom nie. Ek kan die hele naweek rappie kyk en rappie frustreer raak. Maar raai wat, toe die Here so sin vir humor, toe kry ons seuns wat rappie speel. En toe gaan sy soos 'n ja, soos 'n goeie ondersteuner op en af. Ek wat altyd mal was voor die TV staan en kyk net vir my vrou. Jy sien, die Here maak iets in ons seisoen wakker. Maar jy moet eers in die seisoen wees. Jy sien, toe sy nie 'n mamma was nie, was sy nie in die seisoen nie. Toe sy 'n mamma word, toe koop sy in die seisoen in. Dis hoe die Heilige Gees werk. Jy moet eers in die Gees inkom om te verstaan hoe God deur jou werk. As jy nie in die Gees inkom nie, kan daar nie radikale goed gebeur nie. Jy kan nie gehoorsaam wees aan die vrug van God nie. Jy kan nie. Want raai wat, die vrug gaan nie betekenis hê nie, want jy gaan net oppervlakkig. Hoe het jy gesien wat hulle? Jy sien, as jy kerk toe kom, moet jy nie kan sien nie. Jy moet net besig wees met die Here. Ons is nie hier om roukol te vat nie. Ons is hier om God te aanbid. Ons dis waarom. As iemand stuur nou vir my 'n boodskap, ek is jammer ek was nie daar nie. Dan sê ek net, okay, ek het nie idee God, hy was nie hier nie. Want raai wat, as ek besig is met die Here, staan ek nie in 1, 2, 3, 4, hierdie ou is nie hier nie. Jy sien, God het ons geroep om ook rentmeesters te wees aan ons geloof van hom. Hy het ons geroep om teenwoordig te wees in hom. Nie vir iemand nie, vir hom. As God jou begin en jou einde is, as jy op die plek is waar jy sê, hy is my alfa en my omega, gaan iemand jou nie vra nie. Jy gaan nie kan wag om weer saam in eenheid te kan aanbid nie. Ouens, jy kan die awesomeste worship musiek hê, maar ek wil vir jou een ding sê, daar's niks wat so 'n worship saam met medegelowiges kan troef nie. Al weet jy nie wie langs jou of agter jou staan nie. Dit gaan net die same sein. Hier hoor jy iets, daar ervaar jy dit. Dis al wat partykeer jy nodig het om net, en dan sê mense, ek het nie kerk nodig nie. Dis die same sein in sy huis wat dit verander. Dis nie die gebou nie. Want jy sien, dis wanneer jy een word, wanneer die Gees begin werk, dat jou honger so intens raak, dat jy nie wil ophou nie. Geloof dra krag. Nou ons almal ken Galasiërs 5 vers 22 tot 25. Hy sê in vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En wanneer ek elke keer hierdie lees, dan dink ek, Here, wat het van ons geword? Wat het gebeur met ons as gelowiges? Want weet jy, ons kan hierdie lees, maar ek wil vanoggend vir jou vra, is daar iemand wat homself kan oortuig dat hy hierdie leef, waarlik leef? Ons streef daarna. Maar ek weet nie van jou nie, miskien is dit net ek. Maar weet jy, daar's 'n rede waarom hy begin met liefde, blydskap en vrede. Daai eerste 3 is 3 van die moeilikste goed wanneer 'n week begin. Want jy staan op met soveel liefde. Jy het soveel vrede. Weet jy wat? Jy is net bly oor alles totdat jy die huis se deur toemaak. Dan sit asof reality inskop. Kan jy glo? Dit kan jy, en ewe skielik word alles net in 'n oogwink so weggevat. Jy sien, vrug van die Gees is 'n keuse. 'n baie moeilike keuse.
Het ek dit al reg gekry? Ek gaan jok as ek sê, ja. Maar ek hou nie op om elke keer terug te gaan en te gaan soek. Here, ek het dalk nie nou liefde gewys nie, ek is jammer. Help my om dit te herstel. Ek het dalk nie die blydskap wat ek moet hê, dat ek vandag nog 'n kans het. Jy sien, die blydskap gaan nie oor net nog 'n dag of nog 'n maandag of nog 'n dinsdag. Die blydskap dat God my en jou gespaar het vir nog 'n dag. So raai wat dit beteken, dat hy die vertroue in ons het om nog iets te verander. Om nog in iemand se lewe in te spreek. Om nog iets radikaals vir hom te doen. Dis hoe ek die vrug van die Gees vir myself oopmaak. Ek vat die uitdaging daarvan. En soos ek die toetse dryp, so probeer ek dit herstel in myself. Okay, Here, ek het hierdie een heeltemal gemis. Hoe maak ek dit reg? Jy sien, daai skrif wat ek die heeltyd vir julle sê, Johannes 14, wat ek vra in sy naam, sal hy vir my doen. Miskien het jy net nodig om in sy naam te vra, Here, gee my meer duidelikheid. Maak my meer bewus van die Gees, wanneer ek uit lynheid is. Weet jy hoe maklik is dit om uit lynheid te wees? En hier gaan nou die snaakse ding kom. Meeste van die tyd, as ons dink ons het 'n goeie dag gehad, het ons 10 ander mense offend. Want mense is so fyngevoelig. Jy hoef nie eers uit die kar uit te klim nie. Jy ry en dan sien jy nie iemand nie. Ek gaan nie weer na daai auto en het jy gesien het my nie eens wie gegroet nie. Ek weet nie eens wat se kar jy ry nie, man. En sover ek onthou het, as jy bestuur, moet jy op die pad wees. Nie wat in 'n ander kar is nie. Ouens, hy het ons nie 'n gees gegee van gefeinsheid nie. Hy het nie. Jy sien, ek en jy is veronderstel om eintlik dikvellig te wees in die gees. En ek sê dit met respek, nie lelik nie. Want ouens, as jy nie dikvellig in die gees is nie, gaan jy die hele tyd sit en huil. Maar as iets na jou toe kom wat nie by jou hoort nie, gaan jy mos die gees van onderskeiding hê om te sê, Here, hier is nie myne nie. Nee, dankie. Soos hulle dit gegee het, kan hulle dit maar terugvat. Maar ek vat nie hierdie pakkie vir vandag nie. Want hoekom? Sy genade en sy guns is groter as dit wat ons ooit kan dink. Jy sien, ek en jy het nodig om dit vas te maak. En dan kom vers 24, hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Het jy? Ouens, vers 24 is baie meer intens as wat ons ooit sal dink. Want vers 24 is die een wat eintlik vers 22 baie keer vir ons kanselleer. En ons sal nou dink, omdat dit verder aangaan, nee, maar dit kan nie so werk nie. Dit werk so. Dis waarom ons die woord in kontens moet bestudeer, nie 1 of 2 skriffies nie. Gaan lees die hoofstuk, dat jy verstaan waaroor Galasiërs 5 gaan. Here, ek het gefokus net op liefde en vriendelikheid. Ek wil vir jou sê, jy dink jy is die vriendelikste persoon in Klerksdorp. Jy is nie. Jy flous net jouself. Jy kan net dit wees as jy waarlik in Christus is. As jy waarlik oorgegee het in die Gees. As jy losgemaak het van die goed wat jou vashou. En as hierdie ding nie vir jou sê, jy moet nou smile nie. Hierdie ou moet. Jy sien, jou hart moet oorloop van sy liefde, van sy vriendelikheid, van sy blydskap. Dit is wanneer al die ander begin by mekaar kom. Is wanneer hierdie ou in beheer is en nie die ou nie. En ek wil begin afsluit. Hy sê vers 25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Is van die grootste uitdagings wat daar is. Ek weet nie hoekom nie. Maar ek wil vir julle sê, daar's kere wat 'n mens voel, Here, ek kan nie meer nie. Is dit moontlik om dit? Ja, dit is. Weet jy wat? Jy moet net in die Gees jou lewe vasmaak in jou besluite.
Want wanneer jou besluite vasgemaak is in hom, is dit so maklik om jou wandel ook in die gees te doen, want jy hoef nie die hele tyd te dink oor hoe jy lewe nie, of wat jy doen, of hoe jy optree nie. Jy kan hoe oulik wees, raai wat jy gaan iemand offend. Ek weet nie hoekom nie. Maar die probleem is, jy hoef nie jou kop daaroor te breek nie. Weet jy wat, as ek iemand offend en hy is kwaad, en ek gaan sê wat ek die hele tyd sê, ek gaan vanaand huis toe na my vrou toe. Ek het regtig nie 'n worry oor waaroor jy jou koppie breek nie. Want as jy nie die guts het om na my toe te kom en te sê, hoor hierso, ek voel geraak oor wat jy gesê het nie, dan sit jou baby. Jy sien, want die woord wat ek lees sê, dat ons na ons broers of susters toe moet gaan. As daar 'n probleem is, ouens, waar kom ek doen nie konflik nie. Jy moet baie versigtig wees as jy dit sê. Want die Bybel wat ek lees, nie een van die groot godsmanne, as ons gaan kyk na die evangelies, wie daar was bang vir konflik? Wie was bang om op te staan? As jy met die boeke van Paulus gaan lees, weet jy wat, so nederig as wat hy was, hy het sy grond gestaan. Nou hoekom sal hy al hierdie agtergrond vir ons gee, en ons wil net die hele tyd grondgebied opgee? Here, maak my grondgebied vas. Bid jy in die oggend, en jy's nog skaars by die huis uit, dan begin jy al weggee. Okay, nee, toe maar, ek sal terugstaan. Ons moet weet wanneer om die minste te wees. Hans, ek wil dit net nog een keer vir jou sê, nêrens sê hy, ons is iemand se deurmaatjie nie. Nou wys. Jy sien Lukas 10:19 sê, hy gee ons die autoriteit om slange en skerpe joene se koppe te vermorsel. Hoekom sal ons daai autoriteit gee om die heeltyd kop onderste? Nou wys. Ons bid aan die psalms, Here, gee my hart soos Dawid. Vader, dat ek kan opstaan, dat ek hierdie reëse kan aanvat. Maar jy wil die heeltyd net grondgebied. Dawid het nie grondgebied afgegee nie. Inteendeel, hy was gereed vir daai reus, want wie is hy om so van sy God te praat? Wat doen ons? Ouens gebruik die Here se naam en dan is nie my plek om iets te sê nie. Ek gee nie om wie dit is, ek gee nie om wat hy doen nie. Maar as hy my Vader se naam gebruik, dan maak ek my mond oop. Want raai wat? Niks wat hy kan sê, kan iets aan my doen nie. Want God sê in Romeine 8:31, as hy vir my is, wie sal waag om teen my te wees? Maar ons moet leer om ons grondgebied vas te maak. Dis waarom ons gehoorsaam moet raak aan sy vrug. Ons moet gehoorsaam raak aan wat daai beteken, sodat ons kan verstaan wat hy vir ons wil oopmaak. Jy sien, ons is nie plastiekvrugte nie. En ek dink dis wat ons nie altyd besef nie. Want ou plastiekvruggie lê daar in daai bak vir 10 jaar. En raai wat, al wat jy hoef te doen, jy vat 'n natlappie en vee hom af. Wat nou dalk nice is op jou tafel. Maar as jy vandag nood het of honger het, beteken daai plastiekvrug vir jou niks. Jy kan hom nie hap nie, hy kan jou nie voed nie. Jy sien, dan sal ek eerder 2 appels op 'n slag net daar sit en ek weet jy wat, môre gaan daar nie 2 wees nie. As ek weer verby die tafel loop, dan roep hy my. Jy sien, daai vrug is daar om jou te voed. Soos die Gees van God. Die Gees van God is daar om ons te voed. Nie om net verby te stap nie. Nie iets wat net 'n tafel het mooi lyk nie. O nee, dis nie wie hy is nie. Hy is soveel meer en soveel groter. Jy sien, geloof sit nie stil nie. Geloof beweeg. Geloof gehoorsaam. Geloof vertrou God, dat God self jou sal antwoord. Hy sê in Hebreërs 11:6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Glo ons dat hy die beloner is van wat ons soek. Jy sien,
Dis asof hierdie skrif net ergens iets in my so half gedraai het. Here, is dit nie ons probleem nie? Is dit nie waar ons vashak nie? Want hoor gou weer mooi, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar tog probeer ons daarmee wegkom, partykeer. Want ons geloof is so geanker in wat ons kan doen en nie in wat God kan doen nie. Jy sien, dit gaan nie oor wat ek en jy kan doen nie. Dit gaan oor wat God deur ons kan doen. En dan sê hy, want hy wat tot God gaan, moet glo, hy is 'n beloner van dit wat jy soek. Hoeveel van ons het al gaan stil staan en gesê, Here, ek is gereed. Vader, U sê in die woord dat U die beloner is van dit wat ek soek. Ek soek meer van U. Ons let wel, dit gaan nie oor die groot huis en die double cab nie. Hierdie gaan oor hom. En wanneer 'n skrif oor Vader gaan dit oor die dieper link waar hom moet wees. As ek en jy op die plek kom waar ons kan sê, Here, ek verstaan vanoggend dat ek hierdie nodig het. Ek maak vas vanoggend dat ek daai beloning gaan kry van die uitstorting van die Heilige Gees, dat die vuur in my aan die brand gaan kom. Dat ek nie meer hoef bekommerd te wees oor, gaan ek die regte goed sê? Hele daai liedjie, hy lei my. Nou, hoekom laat ons nie toe dat hy jou lei nie? Wanneer hy jou lei, sal hy jou nooit na plekke toe vat waar jy nie moet wees of kan funksioneer nie. Jy sien, wanneer ons in God is en ons eindig op plekke waar ons begin, wat maak ek hier? Moet jy weet, jy het dit gedoen. Vir my gaan dit oor ons. As ons welkom is dit sharp. As ons nie welkom is nie, dan sorry. Dis nie vir my nie. Maak nie saak hoe oulik dit klink nie, maak nie saak hoe mooi mense dit sê nie. Maar dit gaan oor God se soewereine wil vir jou lewe. Ouens, ek wil vanoggend vir jou sê, ons is deur 'n week waar jy besluite kon maak, waar jy werklik net kon sê, Here, ek wil daai vuur ervaar. Maar jy sien, jy het nie 'n Pinksterdiens nodig vir dit nie. Jy het net 'n uitroep nodig. Pinkster is 1 keer 'n jaar. Kan julle dink as ons net op Pinkster fokus op die Heilige Gees? Ek is jammer, ek stel nie belang in enigiets anderste as die Heilige Gees vir hierdie huis nie. Want jy sien, as ek nie gefokus is net op die Gees van God nie, dan is ek besig op my tyd en julle tyd te mors. En dan weet ek ook dat ek 100% buite die wil van God is. Want dit gaan oor die leiding van die Heilige Gees ten alle tye. Die worship span, jy sien, as hulle nie die Gees het nie, is hulle net performers. Daar's baie mense wat kan perform. Maar wanneer die Gees oor hulle is, dan gebeur daar iets anderste. Ek sê altyd, dis asof daar note deurkom wat jy nie in 'n oefening hoor nie. Al druk hulle dieselfde noot, al sing hulle dieselfde melodie, maar wanneer jy in die Gees begin oopmaak, dan hoekom klink hierdie liedjie nou so? Hoekom is hierdie uitnodiging nou so intens? Jy sien wat dit gaan oor, jou fokus tussen jou en die God. Is daai kanaal oop? Jy sien, dis die vraag vanoggend. Want jy kan nou vanoggend sê, Here, maar ek het daai vuur nodig en niemand wil vir my kom bid nie. Wanneer laas het jy net vir God gevra, Here, dat U vuur val? Kom aan, wat jy vra in sy naam. Dit begin alles by my en jou. Nie by 'n ou wat hier voor staan nie. Weet jy wat, is awesome om mense te salf en hulle toe te maak, maar dit begin altyd eers by jou. Ek kan nie vir iemand anders te bid as ek nie vir myself kan bid nie. Gees van vrymoedigheid. Jy sien, as die gees van vrymoedigheid nie daar is nie, mense gaan na my kyk. So what? Laat hulle kyk. Ten minste het ek die guts wat hulle nie het nie.
Wanneer ek opstaan vir die Here, weet ek doen dit, nie dat mense kan agterkom wat ek doen nie, maar dat God weet, ek staan vir hom. Want hoekom? Want hy staan vir my. Jy sien, hy het ons so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun vir my en jou opgegee het. En ek wil jou daarmee los. Wat gee ons terug? Gee ons regtig genoeg terug? Of het ons op 'n plek gekom waar ons net dink ons is okay? Het is hartseer dat wanneer ons met ouens begin praat oor hoe die huis van die Here funksioneer, hoe dinge werk, die eerste ding wat ouens altyd, just weet jy, ek wil nie daar gaan nie, want ouens praat net oor geld. Maar ek wil vandag vir julle geheim vertel. Het julle geweet, geen prediker hoef ooit oor geld te praat as jy gehoorsaam is nie. Ek praat nou oor wat die Bybel sê, nie oor wat ek sê nie. As jy gehoorsaam is, hoef niemand te vra om die deure van hierdie huis oop te hou nie. Nee, dit beteken gehoorsaam te wees aan die vrug. Want raai wat, die vrug van die Gees regverdig al die ander goed, wat begin van Genesis op tot Galasiërs. Jy kan nie sê jy die vrug, as jy nie in gehoorsaamheid is nie. Jy verstaan nie hoe my lewe gaan nie. Maar God doen. Weet jy wat, die Here het 'n sin vir humor. Ek sê altyd, as hy my vertrou in 'n bietjie, kan hy my vertrou in baie. As hy my optel in tye wanneer ek dink, Here, dit kan nie erger gaan nie, dan doen hy vir my iets so radikaals, dat ek amper vergeet het waar ek was. En raai wat, dit gaan nooit vir my oor daai ding wat jy hier agter in jou sak sit nie. Dit gaan oor die vrede wat ek hier binne ervaar. Here, dankie dat U Gees my lei. Dankie dat ek weet dat dit wat die woord vir my sê, ek leef en doen. Dankie dat wanneer mense voor my staan, probeer ek nie 'n besluit maak, ek kan nie nou nie, Frans, wag net bietjie. Weet jy wat, Frans staan nou voor my. So vat nou die tyd en sê, Here, ek is jammer dat ek hastig was, maar my fokus is nou by Frans. Jy sien, ons verloor so baie keer guns by God, omdat ons so hastig is, want ons dink, nee, ek gaan hierdie ou bel, of ek gaan die pastoor bel. Gaan lees asseblief jou Bybel, want hy praat nie daar van pastore of dominees, hy praat van gehoorsaamheid. Hierdie is die seisoen, waar die kerk weer moet gehoorsaam word. Hous, en as ek sê die kerk, ek praat van elke kerk reg deur ons land. Ons land gaan so agteruit, want die gelowiges het teruggestaan. Ons geloof is nie meer geanker op dit wat ons vra of sê nie. Ons sê vandag dit en ons doen môre iets anderste. Vader, help my om te staan in dit wat ons sê. Dat ons weet dat dit U woord is en net U woord. En dis wanneer jy weet, daar's hoop. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie, Here, dat ons vandag net weer eens voor U kan staan en weet, Here, U alleen is waardig. Vader, my gebed in hierdie oggend, Here, is om werklik net uit te reik en te sê, Here, hier is ons. Vader, wat ook al tussen ons en U staan, dat U dit wegvat. Vader, Here, ek bid, Vader, dat ons werklik sal ervaar, dat U elke liewe dingetjie, van die kleinste tot die grootste, vir ons in die Gees uitwys. Vader, daai vrymoedigheid wat teruggehou is, Here, ek breek dit in die naam van Jesus Christus. Ek bid dat ons 'n gees van vrymoedigheid sal begin uitleef, dat ons met gemaklikheid kan sê, ons Jesus leef. Vader, dat ons die liefde van Jesus sal openbaar, waar ook al ons gaan. Here, ek bid, Vader, dat U huis nooit 'n entertainment sal word nie. Ek bid dat U Gees altyd beheer sal hou. Ek bid, Vader, dat ons net in gehoorsaamheid sal wees van U woord en van wat U Heilige Gees vir ons sê. Vader, ek bid, Here,
dat U vanoggend, Here, elke gebed en elke uitroep sal hoor. Vader, ek bid spesiaal vanoggend vir oom Willie en tannie Lizzie wat nog by die huis siek is. Here, al sterk hulle aan. Ons kom vandag en ons sê dankie, Here, vir volmaakte genesing. Vader, ek bid vir Wouter, Here, waar hy nog wag vir van die uitslaa. Vader, ons kom nou en ons spreek lewe oor hom in Jesus naam, Here, dat U daardie liggaam sal herstel, Here. Vader, maak nie saak wat 'n toets sê nie. Dit maak saak wat U plan is, Here. U sê die planne wat U vir ons het is planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. So ons kom vandag en ons kanselleer die teëspoed oor daai liggaam in Jesus naam. Vader, so bid ek vir hierdie huis, Here. Elke man, vrou en kind. Vader, dat ons sal weet, Here, U regeer. Daar is niemand soos U nie. Vader, dat ons weer op die plek sal wees waar U ons Alfa en ons Omega is. Ons begin en ons einde. Vader, en dat ons nooit sal compromise nie, maar dat ons altyd in gereedheid sal staan. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Yes, amen. Het is altyd vir my moeilik om na so awesome diens afkondigings te doen. Ek hou nie daarvan nie. Dis nie vir my lekker nie, maar ongelukkig moet 'n mens afkondigings doen sodat ons kan weet wat gaan aan deur die week, né? Alright. Dinsdag aand 6:00 het ons Bybelstudie hier so met Pastoor Chantel. As julle sien Pastoor Chantel is nie hier nie, sy kruip nie weg of lê by die huis nie. Sy bedien ook uit by ander gemeentes. So hulle is vandag in Parys, né?